Amen. Voordat ons 'n loflied sing, ek wil vra dat jy eers sit. Dan hoor ons gou wat die Here vir ons wil, net weer attent op wil maak. En Vrydag aand met die afsondering toe die Here ons weer herinner aan die 3 paddas. Ken jy die 3 paddas? Niemand nie. Niemand ken die 3 paddas nie. OK. Ons lees Openbaring 16. Openbaring 16 vers 13 en 14. Ek gaan net die 2 skrifte lees vir die tolke. Openbaring 16 vers 13. Hy sê, en ek het uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels, wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde, en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Hier is die 3 paddas. Het jy al ooit van hulle gelees? Wie is hulle, wat maak hulle? Die Here het ons jare terug, die Here ons kosbare dinge geleer, en die Here het vir ons geleer wie hierdie 3 is. Maar as 'n mens na die konteks kyk, dan kan jy ook redelik nogal bepaal wie hulle is, maar die Here het dit vir ons geopenbaar en vir ons gesê. Goed, so die eerste padda kom uit die bek van die draak. Die tweede een kom uit die bek van die dier. En die derde een kom uit die valse profeet uit. So wie is hierdie 3? Die draak is die Satan self, die dier is die antichrist en die valse profeet. Dit is die valse profeet wat die verleiding van die wêreld bring. En dit is hierdie 3 is die 3 vorste van die onderwêreld. Dit is die 3 manskappe. Nou het ons dalk 'n idee dat daar is net 3. Ja, goed, daar is 3 vorste. Kom ons sien dit so, want nou moet ons net dit bietjie net verduidelik hoe dit werk. So sien dit nou so. Die China het 'n weermag. En China se weermag het 'n generaal. En hy het 'n klomp soldate. So dit is nou China. So hulle die een of ander rede hoekom hulle sal wil oorlog voer teen iemand anders, maar dit is hulle rede. Dan het die Amerikaners het ook 'n klomp soldate en hulle het 'n generaal. En die rede hoekom hulle sal wil oorlog voer is anders as wat die Chinese sin is. Dit is nie dieselfde rede hoekom hulle dit sal wil doen nie. So elkeen het 'n generaal en onder die generaal is nou 'n klomp manskappe en dan is dit die hoe moet ek dit nou sê, die rede vir hoekom hulle daar is of die doel wat hulle het of die plan wat hulle het. Dit word nou uitgevoer, die generaal is die aanvoerder en dan die klomp manskappe moet die werk gaan doen. Maar die werk wat hulle doen is alles dieselfde werk. Volg u? Goed, so nou het ons hierdie 3 paddas, dit is nou hierdie 3 bose geeste, dit is die 3 vorste. So die eerste een is die godloner mag. Nou die godloner mag verloon die godheid. Die godloner mag maak dat jy sê, daar is nie 'n God nie. Daar was 'n Big Bang gewees en daar is nie 'n God nie. So al hierdie goed het nou hier uit iets uit ontstaan en iewers was die mens self blykbaar ook 'n padda gewees en toe het hy geontwikkel na iets anders toe. Nou, ek weet nie hoe kry jy dit nou bymekaar nie, maar goed, dit is die godloner mag. So die godloner mag weerstaan die godheid. Die godloner mag is die vors en dan onder hom het hy nou 'n klomp manskappe en die manskappe gaan doen presies wat hy gaan doen en dis hulle wat uitgestuur word. Hoekom werk dit so in die onderwêreld? Dit is eenvoudig want die duiwel is nie alomteenwoordig nie. Hy weet ook nie alles nie, eintlik weet hy baie min. Hy weet nie eers wat jy dink nie. Moenie vir hom bang wees nie, hy weet nie eers wat jy dink nie. Maar hy het hierdie manskappe nodig. Nou word hierdie klomp manskappe word nou uitgestuur iewers heen, hier na ons toe. En terwyl die Here Vrydag aand met ons gedeel het deur sy gees, toe sien ek hier goed in die gees. En dit is soos pikswart honde. Hulle versamel, hulle staan so in rye, pikswart honde. Hulle bekke is oop en hulle tande drup van bloed. En die Here sê dis die bloed van die heiliges. En dan soos die Here praat, so duins hulle terug. Hulle duins so en terug. En dan kom hulle weer. En dan duins hulle terug. Ons was onlangs daar by die wildtuin gewees en toe die leeu's het daar 'n bok gevang en nou vreet hulle.
aan hom. En ek het so probeer tel, so omtrent 60 aasvoëls het nou so kom sit. Hulle wil nou ook hê. En dan sit daai leeu so en eet, en dan staan hy 'n slag net op, en dan hierdie klomp aasvoëls, hulle is bang vir hom. Dan gaan vlieg hulle, dan sit hulle weer so eentjie verder. En dan gaan hy aan met vreet, en dan, soos hy vreet, so kruip hulle so stadig nader. Dit is omtrent dieselfde idee, né? En dan die tweede een, is die gees van die anti-kris. Die gees van die anti-kris werk teen Jesus Christus. So die verlossende werk van Jesus Christus word verkleineer. Of dit word nie aangeneem nie. Jesus word eenkant gesit. Hy sê ek is die deur. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Maar die gees van die anti-kris sê nee, jy kan sommer direk na die Vader gaan, jy het nie vir Jesus nodig nie. Verstaan nie wat hy doen? Hy werk teen Jesus Christus. En dan die derde een is die moordgees op die Heilige Gees. Die moordgees op die Heilige Gees ons kan sê versmoor die werking van die Gees in die mense se harte. Nou, hy is die een wat gestuur is om te leer en te lei in alle waarheid. Hy is die trooster. Ons kan nie sonder die Heilige Gees nie, maar die moordgees op die Heilige Gees versmoor sy stem en sy werking in die mense se harte. Dan het hulle nie meer die leiding van die Heilige Gees nie. Nou, dink jy nou in, as hierdie 3 losgelaat word, wat word van die aarde? Die mens gaan verlore. Want hierdie is die 3 magtigste vorste in die Satan se koninkryk. Maar almal van hulle het nou hierdie klomp manskappe wat hulle stuur. Ja, vir my dit nou gelyk soos sulke pikswart honde, as ek dit nou kan kry. Nou het die Here vir ons, het hy vir ons autoriteit gegee. En die Here sê, dit wat hy gedoen het, ons sal groter dinge doen. Hy gee ons die mag. Hy het gesê, hy gee ons die mag om op slange en skorpioene te trap. So die Here het ons 'n groot klomp autoriteit gegee waarin ons kan optree. Nou as ons nou in daai autoriteit optree, wat maak ons nou met hierdie klomp goed wat nou hier aankom? Ons sit nou lekker in die kerk, ons het nou lekker kerk toe gekom en nou kom sit ons hier en ons wag nou vir die diens. Intussen, die duiwel is nie lui nie. Hy is besig om verwoed te werk. En wie is tussen ons? Hierdie 3. Waar is hulle? Hulle is hier rond. Ek dank die Here dat hulle nie kan sien nie. Ek wil nie graag sien nie, ek dink is afskuwelik. Maar hulle is tussen ons, so wat gaan ons nou maak met hulle? Nou, enige plek, as jy gaan bid, as jy bid hier toe gaan, maak nie saak waar jy kom nie. Hulle sal altyd daar wees om jou te weerstaan op 'n of ander manier. Nou, hoe raak ons van hulle ontslae? Ons maak wat Jesus gemaak het. Kom ons vat net sy voorbeeld. Jesus het hulle bestraf. Okay? Hy het niks meer as dit gedoen nie. Want ons kan dit lees. Daar is 'n hele paar voorbeelde waar Jesus eenvoudig die duiwel bestraf het en dan sê hy, en hy het hom verlaat. Hy het hom bestraf en hy het weggegaan. Gaan hy baie ver weg? Nee, hy gaan nie baie ver weg nie. Waarheen gaan hy as jy hom bestraf? Jy bestraf hom in sy teenwoordigheid wat hy het. So as jy 'n duiwel bestraf, dan bestraf jy hom omdat hy hier is, omdat hy nou teenwoordig is hier. Wanneer jy hom bestraf in die naam van Jesus Christus, dan moet hy van hier af weggaan iewers heen. Waarheen hy gaan, weet ek nie. Maar die skrif sê ook dat as hy dan sy blyplek verlaat, dan gaan hy deur waterlose plekke en gaan soek 'n klomp ander wat hom kan help en dan probeer hy terugkom. Maar dan moet jy gevul wees. Jou huis moet vol wees. Jy moet vol wees van die gees van die Here, sodat hy nie weer intrek kan neem nie. So die duiwels wat bestraf word, gaan nie baie ver nie. Hulle gaan soos daai aasvoëls, hulle gaan sit so 'n entjie verder weg, gaan los hulle jou uit. En dan dien ons die Here met oorgawe en sy gees werk en dit vloei en die mense raak gesond en ons kry die oorwinning, ons kry alles wat ons wil hê en ons gaan hier uit en dit is te lekker as ons by die huis kom dan alles daarmee heen. Want as jy by die huis kom dan jy agtergekom, intussen het die vervelige hond toe my pype opgeëet en dadelik is alles wat jy gekry het is net daarmee heen. Of op pad huis toe kry jy 'n papwiel. En sulke goed. So wat is hierdie goed mee besig? Hulle sal jou gedurig probeer weerstaan. Dit is wat hulle doen. Bestraf hulle. So die Here het ons die autoriteit gegee om hulle te bestraf. Wat gebeur dan? Maklik. Hulle verlaat die plek waar hulle nou is. Hulle kan nie meer daar wees nie want hulle is bestraf in die naam van die Here. Hulle in sy teenwoordigheid kan hulle nie staan nie en nou moet hulle gee pad. En ek het vir jou nuus. Hulle gaan nie vreeslik ver nie, môre is hulle terug. Maar ons moet nie moedeloos raak nie. Ons moet aanhou.
Efesiërs sê vir ons worstel stryd teen vlees en bloed, nie met teen die owerhede in die lig. En dan staan daar in die Here het ons die wapens van die Gees gegee. Nou as daar net een was wat ooit bestaan het en die een is nou al vernietig, dan was ons mos nou vry gewees. Nee, hulle kom gedurig, kom die lot terug. Maar dis hoekom ons moenie aan die slaap raak nie, dis die probleem. Moenie aan die slaap raak nie. Moenie dink jy het nie meer 'n geveg nie. Moenie dink daar is nie iets in die gees aan die gang nie. Moenie dink die goed is nie hier net omdat jy hulle nie kan sien nie. Die goed is rondom ons. Maar wat moet ons doen? Veg hulle in die gees. Ons bestraf hulle in die naam van Jesus Christus. Hy verlaat sy plek. Die tempel word gereinig, want hulle is nie meer hier nie, want ons het in die autoriteit van Jesus se naam opgetree en nou kan ons die Here dien in heerlikheid en in blydskap en die Here kom en hy werk soos wat hy wil werk het. Ja, was jy al in 'n diens gewees waar jy gevoel het dit is so taai, jy kom nie weg nie. Vir ons wat gereeld dienste moet hou soos wat ons nou maar by geloofshuise diens doen, baie keer kom jy by 'n diens dan voel jy Here, ek weet nie hoekom is U deur nie. Jy weet werklik nie, dit voel of alles net, daar gaan net niks aan nie. Ek het eendag, ons was eendag, dit was by Salem gewees, en soos nou maar voor die diens sit ons nou en sing, maar niemand sing nie, niemand sing nie. Dis die mooiste lied wat speel. Ek probeer sing en Alna probeer sing, ons kom nie ver, nou sit ek kyk ek die gemeente, soos nou vanmôre hier, né? Nou sit ek kyk, ek sien ek, maar niemand sing nie. Maar die Here raak toornig daai môre. En 'n bietjie later het al die gemeente gesing. Amen. Kom ons staan op en dan sing ons 'n lekker